Hoofnuus vanaand. Die inkomstediens het reeds voorsiening gemaak vir die voorgestelde BTW-verhoging. Die liggaam van 'n Suid-Afrikaner word in die puin in Myanmar gevind. En 'n studie om 'n kuur vir HIV-vigs te vind, lewer belowende resultate op. Goeienaand en baie welkom by die nuus. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens het voorsiening gemaak vir die voorgestelde BTW-verhoging van 'n halwe persentasiepunt vanaf 1 Mei. Dit is ondanks die hofaansoek wat gister deur die DA ingedien is om die verhoging te probeer stuit. Die Inkomstediens het bevestig dat hy een van die respondente in die saak is. Die SAID-kommissaris Johnston Makubu het by 'n beraad in Sandton gesê dit is nie billik om die diens by politieke gevegte te betrek nie. Die Inkomstediens het aangedui dat hy verwikkelinge rondom die DA se hofsaak dophou. As soon as we are able to get direction in our minds, we still believe we're going to implement from the 1st of April. Of May, and we do know that there is some implications that this would have for those that are trading, whether it is pricing, whether it is the ERP systems that needs to be given some updates. But we know that since this was announced, the various industry bodies we've engaged have been engaging with their members to try and make sure that we move in this regard. Van die afgevaardigdes by die beraad het gesê dat 'n gebrek aan belastingopleiding en kennis 'n groot probleem is, veral ten opsigte van klein sake ondernemings. Communications needs to be made simpler for the normal citizen. You know, people see these issues of VAT increase on the news, but they don't really understand how this affects their businesses, how this affects their lives. When does this VAT issue kick in? You know, and these things must be explained in easier ways for people to understand. So that's what we try to do as professionals in this space. Die Inkomstediens het gewaarsku dat nie nakoming van regulasies, individue en besighede duur te staan kan kom. Hy het belastingbetalers aangemoedig om seker te maak dat hulle belastingverpligtinge nakom. Die regering het van sy planne bekend gemaak oor hoe Suid-Afrika die 31% handelstariewe gaan hanteer wat deur die Trump-administrasie op die land ingestel is. Dit sluit in onderhandelings oor gunstige handelsooreenkomste, die diversifisering van handelsbetrekkinge, groter streeksamewerking en die uitbreiding van globale alliansies. Suid-Afrika is een van verskeie lande waarop Amerika hoë handelstariewe ingestel het. Volgens president Donald Trump het die meeste lande Amerika se oop handelsbeleid uitgebuit. Die regering se planne om die impak van die handelstariewe te versag is deur die minister van internasionale betrekkinge en samewerking, Ronald Lamola, en die minister van handel, nywerheid en mededinging, Park Staal, in Johannesburg bekend gemaak. Hulle het dit duidelik gestel dat Suid-Afrika nie wederkerige tariewe op die VSA gaan instel nie en dat hulle voortgaan met onderhandelings met Amerika. In our context, taking an approach that says we will impose reciprocal tariffs, firstly without understanding how the US arrived at 31%, and then begin to respond without engaging with the US, would be counterproductive. Daar sê hulle stel die voortgesette steun van Amerikaanse maatskappye wat steeds in Suid-Afrika is, hoog op prys. Do we intend to target US companies? No. Maar terwyl die fokus vandag op die nuwe handelstariewe was, bly betrekkinge tussen Suid-Afrika en die VSA ook oor ander redes gespanne. It also has some falsehoods and characterization itself, and those have to be cleared from time to time. And one of those is the fact that we are leaning towards a particular direction. South Africa has always maintained its non-alignment posture. We engage with all countries of the world in a non-aligned posture. As a developing and an emerging economy, it is in our interest to be able to engage with everyone.
Die wet op die hersiening van die FSA-Suid-Afrika bilaterale betrekkinge van 2025 is gister deur die Republikein Ronnie Jackson ter tafel gelê. Jackson beskuldig Suid-Afrika onder meer daarvan dat hy noue betrekkinge met die FSA se vyande soos Iran het. But our understanding continues to be that South Africa has got enough domestic capabilities to deal with all these issues of corruption in our country. We have our own internal capability with institutions well established and also an independent judiciary. Suid-Afrika stuur binnekort 'n afvaardiging na die FSA om verdere gesprekke met die Trump-administrasie te voer voordat 'n nuwe ambassadeur in Washington aangestel word. Dit volg nadat die vorige ambassadeur Ibrahim Rasool verlede maand uit Amerika geskop is oor aanmerkings wat hy oor die Trump-regering gemaak het. Die minister van Polisie, Senzo Mchunu, sê DNS van ander partye kon nie op die 7-jarige kind van Matatiele in die Oos-Kaap gevind word nie. Die 7-jarige is na bewering voor haar skool seksueel aangerand. Mchunu het bygevoeg dat 3 persone van belang wel tydens die ondersoek geïdentifiseer is. Hy sê die ondersoek gaan voort om die skuldige vas te trek. Mchunu het joernaliste tydens 'n nuuskonferensie in Pretoria ingelig van die vordering wat die polisie maak. The outcome of those who were dealing with the matter was that no foreign DNA could be found on the victim. But in the course of time, there were 3 persons of interest who emerged. Now, that then required further DNA testing to be done so that whatever would be cleaned, whatever information would be cleaned from the DNA testing on the persons of interest could help in the case. Inwoners van Witstrand in Atlantis aan die Weskus is in skok na die moord op 'n gemeenskapsleier. Moses Matiso is vroeër die week voor 'n kerk in die gebied doodgeskiet. Dit is alom bekend dat die gebied deur bende misdaad getuister word. Matiso was die voorsitter van die South African National Civic Organisation se tak in Witstrand. Hy was 'n gemeenskapaktivis en 'n misdaadbestryder. Matiso het onverpoos gewerk om die gemeenskap in Witstrand op te hef. Hy het ook vir beter dienslewering beklei. Onbekende verdagtes het eenvoudig op hom losgebrand. We are feeling very hurtful. It's painful losing our brother. The guy was a supporter, a survivor, a hustler. He was living to provide his family and the community also. It's very hurtful to see someone who was a leader being shot, killed at the church. It's something that we are not used in this community, but it happened. We don't know who did it, and then it's a police duty to try to find out who did this thing to my brother. After this incident happening on that day, we as the community and the family were still shocked. We are afraid because that incident is the first incident as from we stay here at Witstrand, that a chairman of the community, Sanko, gunshot like that in front of the people. We are shocked, we are afraid. I was very shocked, very shocked. At the same time, I thought by now it should be a list of the perpetrators that can be arrested. But for now, up until now, there is nothing happened. We can't even see or hear anything that it is something that is coming out from the somebody or the boat that was shot into this guy. Die gemeenskap is daarvan oortuig dat sy moord verbind sal kan word met 'n misdaadsyndikaat wat in die gebied bedrywig is. Yo, this is very terrible, guys. I'm so hurt, very hurt. My heart is very bleeding. Sanko in Witstrand is geskok en woedend oor die moord op hul voorsitter.
We feel as a community, as SANCO, because SANCO is umbrella of the community, we are very, very, very sad. I can't express the way we are sad and also angry too. I can say that we are angry because there are many incidents like this happening in the community, in our community, but there's no arrests. 'n Gedenkdiens word die naweek vir Matiso in Atlantis beplan. Die ondersoek na die moord gaan voort. Coben August, SAK nuus, Atlantis. Dit is vandag die einde van week 5 in die Jocelyn Smith verhoor in Saldanha. In die verhoor, binne 'n verhoor, moet daar vasgestel word of die verklaringe van 2 van die beskuldigdes, Jacqueline Paulus en Stefano van Ryn, as bewyse in die hof kan dien. Beeldmateriaal van die verklaringe is die week aan die hof voorgehou. Die verdediging betwis die toelaatbaarheid daarvan. Paulus en van Ryn voer aan dat hul verklaringe onder dwang en met geweld afgelê is. Toe hy aangekom het, when he entered, I did not see whether or not he's got any lump whatsoever, but only yesterday, during the viewing of the video, I saw that he had a slight lump, my lord. Paulus voer aan dat sy verklaring, waar dit handel oor wat spesifiek met Jocelyn Smith geword het, van 'n ander bron afkomstig was en nie vanuit sy eie kennis nie. Paulus het gesê dat Kelly Smith en hom op die Sondag voor Jocelyn se verdwyning gesê het dat sy moeg was daarvoor dat Jocelyn se grootmaak ma en pa wou hê dat sy by hulle moes gaan bly. 'n Mediese dokter wat Van Ryn ondersoek het getuig dat Van Ryn se beserings nie ooreenstem met die van 'n persoon wat gemartel is op die wyse waarop die verdediging aanvoer hy gemartel is nie. What you described sounds very brutal. I would have expected to see much more severe injuries. Bruising, tramp track lines, possible deeper abrasions, fractures possibly, which is not what I observed when I examined Mr. Van Ryn on that day. Die saak sal maandag hervat word. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Die liggaam van 'n Suid-Afrikaner is in Myanmar in die puin gevind na afloop van verlede week se vernietigende aardbewing. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking het die nuus vandag bevestig. Die Suid-Afrikaner was 'n onderwyser wat Engels in Myanmar gegee het. Dirko het bevestig dat 11 ander Suid-Afrikaners wat ook ten tye van die aardbewing in Myanmar was, veilig is. Die dodetal in die land het intussen tot 3054 gestyg. Meer as 4500 mense is beseer en meer as 200 mense word steeds vermis. Die aardbewing van 7,7 het verlede Vrydag plaasgevind. In die noorde van Arkansas in die VSA het tornado's gisteraand wydverspreide skade in groot gebiede veroorsaak. Volgens die nasionale weerdiens was daar teen Woensdagnag ten minste 15 tornado's in minstens 4 state aangemeld. Die tornado wat Lake City getref het, was een van die ergstes in amper 40 jaar in die gebied. Volgens berigte is minstens 8 mense beseer en 57 strukture in die storms vernietig. En in Paducah in Kentucky het die gouverneur gewaarsku dat nog gure weer verwag word nadat 'n tornado 'n spoor van verwoesting in die gebied gesaai het. Geen sterftes is aangemeld nie. 'n Noodtoestand is Woensdag in Arkansas, Kentucky en Tennessee aangekondig. In Texas en Michigan is minstens 2 mense dood en talle huise en sakeondernemings platgevee toe minstens 19 tornado's wat met vloede gepaard gegaan het deur die gebied beweeg het. Net hierna antwoorde oor die oorsake van die gebouramp verlede jaar in George. Bly ingeskakel. Wetenskaplikes en navorsers sê dit is belangriker as ooit om 'n kuur vir HIV-vigs in Afrika te vind te midde van die onsekerheid oor voortgesette befondsing vir navorsing oor die siekte. Die eerste studie om 'n kuur vir HIV te vind is op die oomblik aan die gang op die vasteland wat belovende resultate tot dusver gelewer het. Die navorsingsresultate is by die 2025 konferensie oor retrovirusse en opportunistiese infeksies in San Francisco in Amerika bekend gemaak. Die studie is gelei deur professor Tumbi Ndungu
En 'n span wetenskaplikes en navorsers van die Universiteit van KwaZulu-Natal in samewerking met die Afrika Gesondheidsinstituut en die Netwerk vir TB en HIV navorsing. Burgerlike organisasies het die resultate van die studie verwelkom. Hulle sê dit het die wêreld 'n stap nader aan 'n kuur vir die virussiekte gebring. Die studie het 'n nuwe immunoterapie-kombinasie getoets wat navorsers hoop die versteekte spore van HIV in die liggaam sal verminder of doodmaak. 20% van die deelnemers aan die studie se virale lading het onder druk gebly vir 1,5 jaar. Mense met HIV sê hulle is opgewonde oor die resultate van. Ons gaan voort. Stelselfoute binne die Nasionale Huisbouersregistrasieraad was verantwoordelik vir die ineenstorting van 'n gebou in George, waarin 34 mense verlede jaar dood is. Die raad is deel van die Departement van Menslike Nedersettings. Die departementsminister, Thembi Simelane, het vandag die probleme in interne prosesse aan die parlementêre portefeuljekomitee oor menslike nedersettings uitgewys. Die minister het haar hartseer uitgespreek oor die inhoud van die verslag. Die 5-verdieping woonstelgebou was in aanbou toe dit ineengestort het. 34 mense is in die ramp dood en 28 beseer. This is a very sad report, I must indicate. It's a report which indicates a failure of our systems at the NHBRC, particularly one with ensuring that the mandatory requirements, prior registration, and guarantees that are needed for an enrollment of a building process and procedures are followed. There were a lapse of enrollment requirements which were overlooked by our internal staff at the council. Simelane sê daar was foute in die gebou se struktuur en boutekeninge. Sy sê die hele proses om die gebou op te rig was gebrekkig. Die gebou is as 'n enkel verdieping geregistreer sodat kort paaie geneem kon word. So the real cause of collapse, colleagues, is articulated in the report as processes that were not followed in terms of the proper registration of the building and to ensure that the structure of a single story to multiple story is desirably has a strength of carrying that building. LPs wou weet of daar al enige gevolge was vir diegene wat betrokke was. Die bestuurshoof van die NHBRC is intussen geskort omdat hy nie opgetree het nie. 'n Strafregtelike ondersoek na die kontrakteur is by die Suid-Afrikaanse polisie ingedien. Dit is egter nie bekend of die kontrakteur nou onder 'n ander naam werk doen nie. 'n Verslag oor die amptenare wat betrokke is by die polisie ingedien vir strafregtelike ondersoek. Eybre Babie, SAIK nuusparlement. Die regering beoog om teen Julie vanjaar pittoilette by meer as 140 skole reg oor die land uit te wis. Die minister van Basiese Onderwys, Sifiwe Gwagube, het die onderneming gemaak tydens haar besoek aan skole in Limpopo se Wembe distrik om die SAFE-program te monitor. Die program het 'n doel om pittoilette by skole met veiliger toilette te vervang. Dit is in 2018 deur president Cyril Ramaphosa van stapel gestuur. Die sperdatum was Maart 2025. 3372 toilette, of liewer skole, is as deel van die program geïdentifiseer. In Limpopo is 391 skole deel van die SAFE-inisiatief. Slegs een van die skole kon nie die Maart sperdatum haal nie, terwyl verskeie skole in KwaZulu-Natal en die Oos-Kaap dit ook nie kon haal nie. Today we only have 141 of those toilets identified. So this is an achievement, ladies and gentlemen, but it is not victory. I'm well aware that the 2018 data for the SAFE initiative may not be complete, and therefore we may not account for all pit toilets in the country. Volgens Gwagube het van die skole wat nie die sperdatum kon haal nie verskeie uitdagings gehad. Dit sluit in skenkers wat uit projekte onttrek, onbevoegde kontrakteurs as ook inmenging deur die konstruksiemafia. One of our persistent challenges under the SAFE initiative were weak implementation capacity.
So the DBE and the department has really tried to support provinces in making sure that we eradicating pit toilets. And so while the department has achieved a commendable 96% completion rates, donor projects, unfortunately, donors who had come on board with us, unfortunately have only achieved 74% of their identified completion rate. Die minister het ook voorgestel dat provinsiale departemente fondse afstaan om skole se infrastruktuur deurlopend in stand te hou. Kom ons kyk hoe die markte om 5:00 vanmiddag gelyk het. Die Sharks, Bulls en die Lions ding die naweek in die Kampioenebeker mee. Meer hieroor net hierna. Die 3 plaaslike spanne wat nog om die Kampioenebeker meeding, die Sharks, Bulls en die Lions, sal die naweek alles in die stryd moet werp vir 'n plek in die kwartfinale van die reeks. Die Lions skop die naweek se rugby vanaand in Londen af, waar hulle om 9:00 teen Edinburgh uitdraf, terwyl die Bulls môremiddag om 1:30 in die suide van Frankryk teen Bayonne te staan kom. Die Sharks pak nog 'n Franse span, Lyon, Sondag aand om 6:30 op hulle tuisveld, die Stade de Gerland. Wetenskaplikes en navorsers sê dit is belangriker as ooit om 'n kuur vir HIV-vigs in Afrika te vind, te midde van die onsekerheid oor voortgesette befondsing vir navorsing oor die siekte. Die eerste studie om 'n kuur vir HIV te vind is op die oomblik aan die gang op die vasteland wat belovende resultate tot dusver gelewer het. Die navorsingsresultate is by die 2025 konferensie oor retrovirusse en opportunistiese infeksies in San Francisco in Amerika bekend gemaak. Die studie is gelei deur professor Thumbi Ngundu en 'n span wetenskaplikes en navorsers van die Universiteit van KwaZulu-Natal in samewerking met die Afrika Gesondheidsinstituut en die Netwerk vir TB en HIV navorsing. En daarmee moet ons groet, geniet die naweek, totsiens.